Hi, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Die akteur Morgan Freeman vertel nou die dag in 'n interessante onderhoud hoe iemand hom vra oor sy ouderdom en hoekom hy nog werk terwyl hy nou al so oud is en hoekom hy nie ophou werk nie. En toe sê hy die beste raad wat hy ooit gekry het kom van Clint Eastwood wat ouer is as hy, wat sê don't let the old man in. En dis dit, so eenvoudig, so gevaarlik waar ook. En toe tref het my, hoe baie mense lank voordat hulle regtig oud is, oud raak. Nie net in hulle lyf nie, maar in hulle koppe. Hulle praat oor ouderdom, hulle dink oor ouderdom, hulle spot oor ouderdom, maar hulle leef ook oud wees. Elke gesprek draai om pyne en kwale en hoe dinge nie meer was soos dit vroeër was nie. En iewers begin hulle glo, die beste dae is agter my. Wat oor is minder as wat was. Maar is vreemd, want as ons die Bybel lees, dan kry ons nêrens daardie idee van aftree nie. Moses lei mense op die ouderdom van 80. Abraham begin eers regtig leef toe alles eintlik te laat is en op 140 kry hy kinders. En Paulus skryf totdat hy sy laaste asem uitblaas. Want roeping het nie 'n pensioen ouderdom nie. Maar iewers het ons hier in die Weste 'n storie begin glo dat jy op 60 moet ophou, dat jy moet terugstaan en dat jy moet rustig raak. En ja, ek verstaan die lewe se druk is hard en die werk tap jou leeg en mense voel ek kan nie meer nie en ek wil net by die see gaan sit en niks doen nie. Maar hoor my mooi, dis nie die rus wat die probleem is nie. Dis die oorgawe aan iets, nie aan God nie, maar aan die idee en dat dit op die ou einde van die dag jou identiteit word. Want dit is so maklik en so mode om die old man in te nooi. Jy maak die deur oop, nie met 'n groot besluit of fanfare nie, maar met klein gedagtes. Wat sê, ek is nou te oud vir dit, of ek is nie, dis nie meer vir my nie, of ek gaan nie weer nou 'n begin kan maak nie. En voor jy weet, het jy nie net ouer geword nie, jou lewe het kleiner geword. Maar hier is die ding wat ons vergeet, dis jou lewe, dis jou deur, dis jou kop en jou gedagtes. Jy kies wie jy inlaat. Mense lag as ek sê, ek gaan 135 jaar oud word, want dit pas nie in die plan nie. Maar hoor wat ek sê, wat ek eintlik sê. Ek kies om te glo daar is meer voor my as agter my. Nie omdat ek naïef is nie, maar omdat ek weet hoe kragtig 'n storie is. Selfs iets soos life expectancy, daardie getalle wat Discovery Health of die statistieke vir jou gee, ons koop dit so soetkoek. Ons bou ons verwagtinge daarop, ons begin daarvolgens leef. Maar ouderdom is net 'n voorbeeld nou hier. Maar hoeveel ander goeters nooi ek en jy in? Irritasies, voorspellings, verhoudings, menings, mense wat onder jou vel inkruip en dan sê jy, ek wil beheer hê oor my lewe, maar intussen gee jy die beheer weg. Nie met groot oorgee oomblikke nie, maar met klein toestemmingkies. Elke liewe ding wat jy mee saamstem, jy laat die irritasie in, jy laat die vrees in, jy laat die storie in. En dalk is die gevaarlikste een van almal, jy laat die old man in. En kom ons sit, en daardie old man kom sit nie net in jou liggaam nie, hy kom sit in jou hele geloof en bepaal en beheer en bestuur wat elke dag in jou lewe gebeur. Die Bybel sê, word vernuwe in die gees van julle gemoed. Met ander woorde, jou ouderdom byvoorbeeld, begin nie by jou jare nie, dit begin by jou denke. So vra jouself vandag, watter idees voer jy elke dag in jou lewe? Watter stories hou jy lewendig in jou binneste, wat eintlik besig is om jou lewe te verkort en jou lewe en jou geluk te steel? Want is maklik om te frons vir iemand soos Anton Goosen, wat ons nou gehoor het, wat op 80 weer pa word, want dit pas nie in ons prentjie in nie. Maar miskien is dit nie hy wat vreemd is nie, miskien is dit ons wat beperkend dink. Miskien is jou geluk, jou toekoms, jou energie, nie afhanklik van 'n Donald Trump en die oorlog en die ANC of wat in die petrolpryse gebeur nie, maar van een eenvoudige stille besluit. Wat laat jy in om jou lewe te beheer en te bestuur? Want elke dag staan jy by die deur en elke dag klop gedagtes en goeters aan jou deur en jy het die sleutel. So miskien is dit tyd om weer te kies. Moenie die ou man, moenie die slegte idees, moenie die goeters wat jou geluk in jou lewe nie dien nie. Moet dit net eenvoudig nie inlaat nie, want dit beheer jou lewe en dit steel jou toekoms. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap. Mooi loop.